ek wil juis vanmôre na die afgelope gebeure met jou praat oor die koms van Jesus Christus. En ek wil vanmôre met jou praat oor die koms van die Here vanuit sy woord. Ek wil dit weer sê vanmôre. Ek het gehoop julle gaan opspring. Ek wil met jou praat oor die koms van Jesus vanuit sy woord. Want wat ek sê, of wat jy sê, of wat my opinie is, en of wat jou opinie is nie wat tel vanmôre nie. Wat tel vanmôre? God se woord. Sy woord is ja en amen. Sy woord moet die hoogste gesag en my en jou as kind van God se lewe hê. Dit moet die hoogste gesag in sy kerk hê. Ons moet weer woord gebaseerde mense wees. Wat teruggaan en sê, wat sê die woord van die Here? Nou kan jy glo, julle gaan nou vir my lag, JP. Ek hoop jy kan relate met my. Maar so sit ek nou en dink, wat is die koms van Jesus in Engels? En ek dink, seker the comes of Jesus. Nee, the return of Jesus Christ. Dis nou my Vrystaatse Engels wat daar deurkom. Ons praat vanmôre oor wanneer Jesus op die wolke gaan verskyn. Nou, ek wil gou vir jou iets interessants sê. In die Christelike kerk, nou praat ek van die kerk in die breë. In die Christelike kerk is daar 8 eskatologiese sieninge en interpretasies van die eindtyd en elkeen kan met skrif gestaaf word. 8. Wat is die woord eskatologie? Woord eskatologie beteken die leer en die bestudering van die eindtyd en die laaste gebeure in die koninkryk van God. 8 eskatologiese sieninge. Iewers gaan ek en jy dalk oor iets nie saamstem, as dit oor ons siening rondom die eindtyd kom nie. Party ouens praat van 'n wegraping. Party ouens praat van die wederkoms. Party ouens sê, dit gaan gebeur voor die 7 jaar verdrukking. Party ouens sê, nee, dit gaan in die middel van die verdrukking plaasvind. Ander sê, nee, ons gaan die verdrukking deurgaan, en aan die einde van die verdrukking gaan die Here Jesus kom. So het elkeen sy siening, en dit kan met skrif gestaaf word. Nou ek is nie vanmôre hier, om vir jou te sê wat jou siening moet wees, of om my siening op jou te kom afdwing nie. Dis nie waaroor dit gaan vanmôre nie. Ek wil vanmôre met jou praat oor wat die woord van die Here vanmôre wel sê, ek en jy moet weet. Dit waaroor die skrif baie duidelik is, dit waaroor die skrif baie reguit is, dit wat ek en jy nie vreeslik hoef te ontleed en te eksegeet nie, wat algemeen moet wees by my en jou as kind van God. En die eerste ding wat ek wil by stil staan is die belofte van die wederkoms van Jesus Christus. Die feit vanmôre dat Jesus wel gaan terugkom. Glo jy dit vanmôre? Want daar's tot kerke, hoor mooi, daar's tot Christenkerke wat glo dat Jesus nie meer terugkom nie. Hulle glo dat hierdie wat ons nou beleef, dit is dit. Hoe sad moet dit wees? Want as hierdie die hemel is en as hierdie die ewige heerlikheid is, wil ek nie dit beleef nie. Want my Bybel, my woord sê heeltemal iets anders. Die woord van die Here is duidelik daaroor en ek wil hê vanmôre jy moet saam met my blaai na Handelinge hoofstuk 1 en ons gaan 'n paar plekke na toe blaai in die woord van die Here vanmôre. Is jy saam met my? Is jy saam met my? Is jy opgewonde oor die koms van die Here? Ek wil net vir jou sê, dit wat hierdie afgelope week gebeur het, ons oordeel en veroordeel niemand. Al wat ek vanmôre vir jou wil kom sê is, kom ons gaan terug na wat sê God se woord. En weet jy wat vir my so ontsettend, ontstellend hierdie afgelope paar weke was, is hoeveel Christene en kinders van die Here nie die woord ken nie. Want as jy die woord ken, en weet wat die Bybel sê, sou jy nie geval het vir allerlei dinge of bekommerd geraak het nie. Amen. So kom ons kyk wat sê God se woord. Handelinge 1 vanaf vers 9. Jesus se hemelvaart. Nadat hy dit gesê het, Jesus het gepraat,
Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, hoor mooi, sal net so, sê saam met my, net so, sê dit weer saam met my, net so, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek verstaan as die woord sê, net so, dat dit dieselfde gaan wees. Dat soos hy wat 'n wolk opgevaar het, so sal hy ook op 'n wolk weer terugkom. Nou wil ek hê, moet jy na die laaste boek in die Bybel toe blaai, en dit is Openbaring hoofstuk 1. Openbaring hoofstuk 1, en daar gaan ons saam lees vanaf vers 7. Nou hoor nou hoe mooi sluit dit aan by wat ons nou net gelees het. En dis hoe amazing God se woord is, want God se woord sal hom nooit self kontradikt, in teenstelling wees met iets wat iemand gesê het nie. Sy woord bevestig. Hoor wat sê Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke. Wat het ons sopas gelees in Handelinge 1? Soos hy opgevaar het in die wolke, gaan hy terugkom. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het. En al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Nou weer eens, is daar ouens wat beweer dat ek en jy hier gaan wees en die volgende oomblik gaan 'n ou nie meer hier by ons wees nie en hy is weg en ons weet nie waar hy nie. Dis nie wat my woord sê nie. Wat het ek en jy nou net gelees? Elke mens sal Jesus sien wanneer hy op die wolke verskyn. Elke menslike oog, elke persoon op aarde gaan weet, as die bassein blaas en Jesus verskyn, gaan die hele wêreld, gelowig en ongelowig weet, Jesus Christus is hier. Die grootste ateïs gaan op sy knieë neerval en moet bely met sy tong, Jesus Christus is die Here. Ek en jy het vanmôre al die voorreg om dit reeds te kan doen. 2 Petrus 3, praat Petrus so mooi, jy kan dit self gaan lees, die hele hoofstuk 3. Hy sê, daar kom mense wat sê, soos in ons tyd gebeur, waar is hierdie Jesus van julle wat sou kom? Wanneer kom hy? Julle het al hoe lank al gesê, hy kom en hy kom nie. Ons dink nie meer, dit gaan plaasvind nie. En dan kom Petrus en hy sê, hou julle moed. Want julle weet nie wanneer die dag en die uur gaan wees nie. Want 'n dag is vir die Here soos 1000 jaar. En 1000 jaar is vir die Here soos 'n dag. Daarom kan niemand weet wanneer Jesus gaan kom nie. Dit kan nou gebeur, môre, oor 10 jaar, oor 20 jaar. Ek en jy weet nie die dag en die uur nie. Selfs nie die engele nie, selfs nie die Seun nie. Alleen die Vader weet wanneer Jesus kom. Dis waar die gesegde vandaan kom, die Vader alleen weet. Het julle al gehoor mense praat so? As iemand vir jou iets vra, nee jong, die Vader alleen weet. Dis waar dit vandaan kom. Net die Vader weet. Luister, so vroeg as Genesis 3 vers 15 word die koms van Jesus Christus al voorspel. Blaai gou saam met my weer na die begin van die woord toe, die eerste hoofstuk, Genesis 3 vers 15, en ek wil hê jy moet saam met my daar lees. Kom ons lees vanaf vers 14, Genesis 3. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag.
En jy sal hom in die hakskeen byt. Hier verwys hy na Christus se eerste koms, toe hy in die kruis gehang het. En haar nageslag sal jou kop vermorsel. Dis die tweede koms van Jesus Christus. Wanneer Jesus gaan verskyn op die wolke, die krygsman op die wit perd, is die vyand en al sy magte finaal uit oorlê. Dis wat daai skrif sê. En dan Openbaring 22 vers 7, Jesus self is aan die woord, en hy praat met Johannes, hy sê, kyk, ek kom gou, geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Een ding wat ek en jy vir mekaar 100% kan sê is, Jesus kom weer terug. Amen. Hy kom weer om my en jou en sy kerk en ons as gelowiges te kom haal. Wanneer en hoe gaan dit gebeur? Wel, ons het reeds gesê, soos wat Matteus 24 vers 36 tot 44 vir ons sê. Hy sê, net die Vader alleen weet die dag en die uur. Nie die engele nie, nie die seun nie. En dan gaan hy verder om te sê, dit gaan wees soos 'n dief in die nag. Wie van julle sit en verwag 'n dief as hy kom? Dit sou baie lekker gewees het, as ons geweet het wanneer hulle kom. Maar wat gebeur? 'n dief kom onverwags. Wanneer jy hom die minste verwag, daag hy op. Dis wat die Vader hier vir ons sê, is dat wanneer ons dit die minste gaan verwag, gaan die basuin klink en Jesus gaan op die wolke verskyn. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11 kom dieselfde en hy sê, dit gaan wees soos 'n dief in die nag. Maar hoor wat sê vers 9 van 1 Tessalonisense 5. Hy sê, God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Nou vra ek myself af hierdie afgelope paar weke, hoekom was so baie kinders van die Here op hol gewees toe hulle hoor die Here kom? Kom ons sê dit was die waarheid. Kom ons sê die Here het hierdie week gekom. Hoekom was so baie van ons in 'n frenzy, soos hulle sê? Ons behoort opgewonde te wees. Ons behoort bly te wees, want die woord van die Here sê, hoe julle hierdie dag sien naderkom, wees bly, julle verlossing is naby. Mense, dis 'n dag om na uit te sien. Dan is ons verlos van hierdie wêreld, met al sy seer, met al sy pyn, met al sy lyding, en ons is vir ewig en vir altyd by die Here. Hierdie skrif stem saam met Romeine 8 vers 1 wat sê, daar is dus geen veroordeling vir die wat reeds in Jesus Christus is nie. Kan ek sien wie vanmôre hier is in Christus? Raai wat? Die oomblik as Jesus kom, gaan ek en jy nie geoordeel word nie. Ons gaan beloon word, maar ons gaan nie geoordeel word nie. Die oordeel is vir die wêreld, vir die ongelowiges, hulle wat Christus verwerp het. Maar ek en jy hoef nie bang te wees nie. Ons is nie bestem om gestraf te word nie. Ons gaan vir ewig saam met Christus wees, verlos wees. Ons hoef niks te vrees as bloedgewaste weergebore kinders van die Here nie. Johannes 14 vers 1 kom Jesus, hy sê, moenie ontsteld wees nie. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En wanneer ek gegaan het om vir julle plek voor te berei, gaan ek terugkom en julle kom haal, sodat julle saam met my kan wees. Maar in die tussentyd stuur ek my voorspraak, die Heilige Gees. Jy sien, die Ou Testament het 'n verskriklike mooi model gehad rondom die huwelik. Wanneer 'n man en 'n vrou in die Ou Testament verloof geraak het, dan is die man terug, dan het hy die huis gaan voorberei vir die vrou. En raai wat, hierdie vrou, hierdie bruid het nie geweet watter dag die bruidegom gaan opdaag nie. En wanneer hierdie bruidegom wel opgedaag het, was dit met 'n groot fees, was dit met bassyne wat geblaas het, was dit met vrouens wat vooruit gegaan het, maar sy het nie geweet watter dag hy gaan opdaag nie. Daar was nie WhatsApp nie, daar was nie Telegram nie, daar was nie Instagram nie, daar was geen een van daai goed nie. So sy moes elke oomblik gereed wees
om haar bruidegom te ontmoet. En raai wat, Christus is ons bruidegom. Ons is die bruid. En hy het vir ons gaan plek voorberei. En intussen het hy die Heilige Gees gegee as die seelring, die verloofring, om my en jou te leer, om ons te herinner, sodat ons nie alleen hoef te wees nie, om ons te herinner aan 'n dag wat die Here Jesus gaan kom op die wolke, sodat ons vir altyd deel van hom gaan wees en saam met hom gaan wees. En daarom moet ek en jy elke oomblik gereed wees. Johannes 14 vers 6 sê, hoe? Deur Christus, want hy alleen is die weg na die Vader. Niemand gaan deur die Vader, behalwe deur die Seun Jesus Christus nie. En hy is die pad na ons redding. Matteus 25, baie bekende verhaal, ek weet nie wie van julle onthou dit nie, van die 10 maagde, 10 meisies. En hierdie 10 maagde is op pad na 'n bruilof toe, en hulle wag vir die bruidegom, en die bruidegom vat baie lank om te kom, en die oomblik toe die bruidegom arriveer, toe het van hierdie meisies, 5 van hulle, se lampe begin uitbrand. En hulle het nie genoeg olie gehad nie. En hulle vra vir hierdie ander 10 verstandige meisies, kan ons van julle olie kry? Hulle sê, nee, ons is bang, ons het nie genoeg nie. Gaan gou en gaan koop vir julle olie en kom terug. En hierdie 5 verstandige meisies is saam met die bruidegom in, en toe die 5 onverstandiges kom wat olie gaan koop het, is die deur reeds toe. En hulle klop aan hierdie deur, en die bruidegom sê, gaan weg, want ek ken julle nie. Wat sê dit vanmôre vir my en jou? Ek en jy moet elke oomblik gereed wees. Waarop dui die olie? Die olie dui op die salwing en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kerk van die Here, meer as ooit tevore, het ons die vervulling en die salwing en die krag van die Heilige Gees nodig. Wat doen die Gees van God? Dit herinner my. Dit leer my, dit versterk my, dit bekragtig my, dit help my om staande te bly, dit maak my bold om onverskrokke vir die waarheid te staan en dit te verkondig. Daarom moet ons genoeg olie hê, ons moet genoeg Heilige Gees hê, sodat ons gereed sal wees wanneer die bruidegom kom en saam met hom fees kan vier. Dan kom vers 13 van Matteus 25 en sê, waak dan omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Hoe gaan dit lyk? Matteus 25 vers 31 sê, dit sal wees in majesteit saam met die engele. Matteus 24:27 sê, die koms van die Seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele lugruim tot in die weste sal verlig. Elke mens op aarde gaan weet as Christus verskyn. Dit gaan 'n heerlikheid wees. Dit gaan 'n majestueuse gebeurtenis wees soos ek en jy en hierdie wêreld nog nooit ooit gesien het nie. King Charles se coronation gaan soos 'n ou filletjie lyk teenoor dit. Dit gaan net amazing wees. Met groot krag en met groot majesteit, sê Matteus 24 vers 30. Waarop dui die wolk? Die wolk dui op God se teenwoordigheid. Kan julle onthou in die Ou Testament, toe Moses met die volk getrek het? Die vuurkolom in die nag, die wolk in die dag. God se teenwoordigheid. God self gaan daai dag in sy majesteit teenwoordig wees. Jesus het met sy eerste koms gekom as die lam wat vir ons geslag is. Maar met sy tweede koms, hoor mooi, gaan hy kom as die groot oorwinnaar. Gaan hy kom as die leeu uit die stam van Juda. Gaan hy kom as die krygsman op 'n wit perd. Gaan hy kom as die prins van vrede, as die seun van God, as die koning van alle konings. And what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Daarom het ek en jy rede om vanmôre uit te sien na die koms van die Here Jesus Christus. Natuurlik sê 2 Tessalonisense 2 ook, dat daar is sekere tekens en profesieë wat vervul moet word, en ek wil hê jy moet saam met my dit lees. Jy kan saam met my blaai na 2 Tessalonisense, vanaf vers
hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 3. Hy sê, en nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê, die dag van die Here is al hier nie. Klink dit bekend? Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak of in 'n preek of in 'n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees, laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Ken die woord van God. Weet wat God se woord sê. Wees vol van sy Heilige Gees, want hoor mooi vanmôre, geen profetiese woord wat die Gees van God gee, sal teenoor die woord van die Here gaan nie. Die Gees sal slegs bevestig en bekragtig wat reeds in God se woord staan. As iemand vir jou iets kom sê, of as iemand oor jou lewe profeteer, meer dit altyd met die woord van God. Want as dit teenstrydig is dit nie van die Here af nie. En dan gaan hy verder en dan sê hy, daar sekere tekens en dinge wat vervul moet word. Die wettelose mens, die anti-kris, moet nog sy verskyning maak. In Matteus 24 lees ons van gerugte van oorloë, hongersnood, aardbewings, dinge wat moet gebeur. Hy sê maar op die einde van die dag gaan die Here Jesus nie kom voordat die evangelie aan alle nasies in die uithoeke van die wêreld verkondig word nie. Gaan lees Matteus 24. Die einde van die daad aangebreek in Handelinge 2, die oomblik toe die Gees uitgestort is. Toe breek die eindtyd aan. Al wat gebeur is die tekens van die tye intensifiseer net. Ons kry al hoe meer oorloë, al hoe meer gerugte van oorloë, al hoe meer hongersnood. Dit wat reg is word verkeerd, wat verkeerd is word reg. Die ongeregtigheid neem toe. Die woord praat daarvan. Maar ek wil ook vanmôre vir jou sê dat die evangelie nog nooit soos voorheen word die evangelie nou vinnig verkondig nie. Met tegnologie, met al die dinge wat ons tot ons beskikking het, is daar bitter min mense nog oor op aarde wat nie die evangelie gehoor het nie. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, wil ek jou vra, is jy gereed vir die koms van Jesus? Die volgende ding wil ek ook vir jou sê, wanneer ek hier uitloop, en ek kom in 'n ongeluk, of ek kry 'n hartaanval, of wat ook al gebeur, en ek gaan dood, was dit Jesus se koms vir my? Verseker. Verseker. Daarom weet ek en jy nie die dag en die uur nie. Daarom moet ek en jy elke dag, en elke oomblik, voluit lewe vir Christus, gereed wees, asof vandag my laaste is. Want ek weet nie wanneer hy my kan kom haal, en sê dis tyd nie. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil gereed wees. 1 Korintiërs 15, vers 51 sê, en ek sluit af, hy sê, by die laaste trompet, sal dit in 'n oogknip gebeur. Knip gou jou oë. Maak so. Julle kan maar so maak. Hoe vinnig was dit? So. In 'n oogknip. Die Engels sê in the blink of an eye. Wanneer Christus kom, gaan ek en jy verander word met 'n verheerlikte liggaam. Want hy sê net voor dit, vlees en bloed kan nie in die koninkryk van God ingaan nie. Ek en jy gaan bekleed word met 'n onverganklike liggaam, met 'n verheerlikte liggaam, wat nie pyn of seer of dood meer gaan ken nie. Is dit nie amazing nie? Ek weet nie van jou nie, maar ek sien uit na dit. Ek sien uit daarna wanneer Jesus gaan verskyn en ek hom van aangesig na aangesig kan sien, wanneer ons saam in die engelekoor die Here gaan aanbid, dit wat ons Sondag hier beleef, dit wat ons vir 'n oomblik in sy teenwoordigheid beleef, gaan nie eens naaste by opweeg by wat ons vir ewig gaan beleef nie. Hoe ons om sy troon gaan beweeg.
Ek kan net dink, dit moet amazing wees. Dis 'n dag om na uit te sien. Ek wil vra terwyl almal se oë nou gesluit is. Miskien sit jy vanmôre hier en jy hoor hierdie dinge en jy hoor oor die koms van Jesus. Dit maak by jou amper 'n tipe van 'n vrees los. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, is jou saak met die Here dalk nog nie reg nie. Want as jy sy kind is en jy's in 'n verhouding met hom en jy's weergebore, gaan vrees jou nie beetpak nie, maar 'n blydskap om saam met Jesus te wees. As jy nie vanmôre seker is, jy sy kind nie, as jy nie vanmôre seker is, jy behoort aan Christus nie, wil ek jou vanmôre kans gee, nie uit vrees nie, maar oor die feit dat Christus sy lewe vir jou gegee het. Romeine 5 vers 8 sê, dat toe hy nog aan die kruis gehang het, terwyl ek en jy nog 'n sondaar was, het hy sy lewe vir my en jou gegee. Daarom kan ek en jy nie anders as om ons lewens vir hom vanmôre te gee, uit liefde vir wat hy vir ons gedoen het nie. As jy dit nog nie gedoen het nie, wil ek vra daar waar jy is, jy op jou voete vanmôre gaan staan en sê, Here, ek wil my lewe oorgee aan U vanmôre. Ek wil vanmôre seker maak en seker wees, ek is 'n kind van die lewendige God. Terwyl almal se oë gesluit is, daar waar jy is, dat jy op jou voete gaan staan. Sê, Here, ek gee my lewe oor. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie. As daar nog mense is, asseblief, ek wil dit nie langer uittrek nie. Enige iemand wat vanmôre wil sê, ek wil seker maak, my saak met God is reg. Baie dankie. As daar nog mense is, as daar nog iemand is, moenie dat hierdie geleentheid verby jou gaan vanmôre nie. Sodat jy gereed sal wees, wanneer daai bassein blaas, jy sal weet, jy is saam met die Here Jesus Christus. Dankie Jesus. Dankie Here. Ek weet, die Here praat nou met mense, ek weet dit. Ek bid dat jy sal gehoorsaam wees, en sal ag gee vanmôre. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Ek gaan dit nie langer uittrek nie. Dankie Here vir daai persoon, dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek wil vra julle wat sit, dat julle saam met my vir hierdie persone gaan bid. Strek jou hande uit. Here Jesus, dankie vir hierdie persone wat vanmôre staan. Ek wil hê julle wat staan saam met ons hande gaan uitstrek. Dis 'n teken van oorgawe. Here, ek wil vra dat U nou sal kom en hulle sal reinig met die kosbare bloed. Dankie dat U hulle reinig witter dan die sneeu. Dankie dat U hulle vanmôre deel maak van die koninkryk. Dankie dat hulle vanmôre die mag het om kind van God genoem te kan word. Dankie dat hulle na vanmôre hier kan uitstap en sê, Here, ek is reg. Ek is gereed vir wanneer U kom. Ek is elke oomblik gereed. Ek is in U teenwoordigheid. Ek is in U heerlikheid. Ek is ingeënt in U liggaam. Ek behoort aan U, Here. Dankie Heilige Gees dat U hulle vanmôre vul en dankie dat hulle saam met U vanmôre kan uitroep. Abba, Vader, my Vader. Dankie Here dat U hulle nou kom aanraak en vir hulle vrede en sekerheid van saligheid kom gee, Here. In die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning. En ons almal sê amen en amen. Dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.